almal, dis Kobus van Koevoet Ministries. Nou vandag wil ek weer met julle praat oor 'n baie omstrede onderwerp. En dit gaan oor genesings, oor die signs and wonders wat daar in die woord van God is, oor deliverances. Jy weet, nou die dag toe sê 'n dominee vir my seun, dat toevallig met my seun gepraat, toe sê hy vir my seun, dat die duiwel is toegesluit. Daar's nie goed soos demone nie. Hy sê, dit wat jy dink in jou kop, is die Heilige Gees. Dis hoekom daar dokters is. Dokters maak mense gesond. Signs and wonders gebeur nie. Al hierdie klomp aspekte praat hy teenoor my seun. Ek wonder of hy regtig geweet het met wie praat hy. Want daai selfe seun van my het al hoeveel wonderwerke voor sy eie oë sien gebeur saam met my. Maar dis die probleem wat ons mee sit. Want kyk, as jy geswaat het om 'n dominee of 'n pastoor te wees en jy's vas in hierdie doktrine van hierdie teologie wat daar vir jou gesê word, dan het jy 'n sterretjie op jou voorkop, dan is jy baie belangrik. Maar my vraag is die volgende, meneer dominee en pastoor. As jy nie glo in wonderwerke nie, volgens die woord van God, wat se evangelie verkondig jy? Verkondig jy die evangelie van Jesus Christus, of verkondig jy die evangelie van die anti-kris? Want daar staan baie duidelik in die woord van God, in Markus 16, vanaf vers 17, dat die wat in Jesus Christus glo, die volgende signs and wonders sal hulle volg. Eerstens, jy sal duiwels uitdryf. Jy sal in tale bid. Jy sal slange opneem, jy sal gif drink en niks oorkom nie. Jy sal siekes die hande oplê en hulle sal genees. Wat se evangelie verkondig jy, meneer pastoor en dominee? As jy nie in die werkinge van die almagtige God, koning Jesus Christus glo nie, dan beteken dit jy glo ook nie Johannes 14 vers 12 nie, waar Jesus sê, die wat in my glo, sal dieselfde werke as ek kan doen, as Jesus kan doen, en groter werke, omdat die Heilige Gees van God binne in ons bly. So dan beteken jy glo dit ook nie. Dan glo jy ook in Lukas 10 vers 19, wat sê ons het die autoriteit om op slange en skorpioene te kan loop, en dat ons het mag oor al die krag van die vyand nie. Met 'n belofte by dat geen skade sal ons aangedoen word nie. Meneer dominee en pastoor, kerke, Markus 9 vers 23 sê, vir hom wat glo is alle dinge moontlik. Soos wat jy glo, so sal dit wees. En dan moet ek vir jou sê, nee, daar's pastore en dominees wat die ware evangelie van God verkondig, maar hulle is bitter min. Hulle is baie min. Daar's baie min van hulle. Daar's baie min waar die anointing vloei. Dan wonder ek baie keer by myself, hierdie klomp snert wat hulle verkondig. Hoor nou eendag 'n ander ou sê vir my, ja, sy dominee, vloek maar net soos hy, en drink maar net soos hy, en wragtig? Werk jy regtig vir God, of werk jy vir Satan? Dis die probleem wat deesdae is, alles word aanvaar. Daar's net een way, en dis die regte way, en dis wat die woord van God sê. Johannes 7 vers 38 sê Jesus, die wat in my glo, soos wat die skrif sê, die strome lewende water, sal uit hulle binneste uitvloei. Nou as die strome lewende water nog nie uit jou binneste vloei nie, dan beteken dit jy glo nog nie in Jesus Christus soos wat die skrif sê nie. Jy glo nog nie soos 'n kind nie, want jy probeer alles met jou breintjie uitsorteer en alles probeer uitwerk sodat dit vir jou by mekaar kan pas. Ek wil vir jou kom sê, meneer pastoor en meneer dominee, ek sê juist meneer en pastoor, want julle is baie belangrik. God is besig om gewone ouens,
soos ek en ander mense daar buite wat in niks is in die lewe nie, op te rig om julle werk te begin doen. Want vir 99% van julle, as 'n 1%, die 99% van die meeste dominees en pastore, het gaan oor hierdie goed. Het gaan oor die nuwe baadjie wat jy aantrek en die blue suede shoes wat jy aan het, om mense te beïndruk. En weet jy wat die ergste van alles? Julle kan dit nie vat nie, jy like dit nie, laat God 'n sondaar soos Kobus kom gebruik nie. Jy like dit nie. Want hoekom sal God nou so sleg ou soos Kobus kom gebruik, wat in die wêreld was, wat 'n dronkgat was, wat 'n syplap was, wat gehoreer het, wat gebeklei het, wat drugs gedoen het, wat gerook het? Hoekom sal God nou so ou gebruik? Jy kan dit nie vat nie, jy kan dit nie like nie. Want jou titel is vir jou so belangrik. Dis hoekom baie keer het ek gedink, miskien moet ek nou maar gaan swat, dat ek ook kan sê ek is 'n pastoor, want baie kere ontmoet ek mense wat in die bediening is, dan sê hy omtrent vir 3 keer vir my in een sin, hy's pastoor en pastoor en pastoor, dominee, want sy titeltjie is vir hom so belangrik. God kyk nie na jou titel nie, my maat. Hy kyk na jou hart. Hy kyk of jy nederig is. Hy kyk wat vir jou belangrik is. Is dit vir jou belangrik om siele te wen vir die koninkryk van God? Of is dit vir jou belangrik oor hoeveel geld jy in jou bankrekening het? Want toe God sy disippels uitgestuur het, toe Jesus hulle uitgestuur het, hy gesê moet niks saamvat nie, want Jesus sal vir hulle sorg. Ja, partykeer, ek dink, ek kan nie namens God praat nie. Maar ek het eendag 'n visioen gehad waar ek gesien het hoe God die trane so uit sy oë uitloop oor die mense en oor wat aangaan. Hoe sy evangelie misbruik word vir eie gewin, vir geld. Die mense wat my ken, weet, ek is 'n evangelis, as my vra om te kom bedien, ek vra nie geld nie. Die wat na my toe wil saai, ek sal nie blessing van hulle wegvat nie. Is baie plekke waar ek verniet gaan bedien, verniet soontoe ry, met my eie geld soontoe ry en verniet terugry op. Dis fyn met my. En as daar ander manne wat voor hulle gaan bedien, dan kom die rekeninge word eers uitgestuur van dit is wat hulle gaan vra om te gaan bedien. Yes, mense, hierdie goed maak my siek. As ek dink daar's kinders van God wat hulle self voordoen, baie belangrik, wat die evangelie van God verkondig. Het gaan vir hulle net oor eie ek, hoogmoed, geld, alles behalwe oor die anointing en oor die vuur en die krag van die Heilige Gees. Dit is tog so maklik om hulle sambokkies op te tel en die wat nou nie papiere het in teologie, pak slaag te gee nie. En ek weet, hulle hou nie van wat ek sê nie, ek worry nie. Ek sê wat God op my hart sit. Judge ek julle, nee, God is lief vir elkeen van julle. Maar jy moet 'n wake-up call kry. Want ek sê vir jou, meneer pastoor en dominee, as jy in jou kerk die signs and wonders van Markus 16 vers 17 nie gebeur nie, verkondig jy nie die ware evangelie van Jesus Christus nie. Om die volle wapenrusting van God aan te hê, beteken dit om die voete, die skoene van vrede aan te hê, om die evangelie van God te verkondig, in die volheid daarvan, nie net dit wat jou pas nie. Mense, ek wil hê jy moet begin wakker word, jy moet begin versigtig wees na wie jy volg en onder wie se vaandel jy val. Want as jy onder die vaandel val van sekere goed, wat sekere doktrines en goed wat mense voorstaan, moet jy weet, jy gaan volgens dit geoordeel word, want jy support hulle, jy saai na daai mense toe. Ek sien party mense, hy kan nie 'n boodskap stuur sonder dat sy bankrekening by is nie. Ek het vir God gesê, ek sal nie
dit so doen nie. Ek sal nie God se evangelie so verkondig nie, want dit gaan vir my oor die ware evangelie en of mense kan vrykom, dat siele gewen kan word vir die koninkryk van God, want daar is nie meer tyd oor nie. Ek sal nie geld vra nie. Mense, ek kom bid seën oor julle en ek bid dat die skille van julle oë sal afval. Dat julle ophou valse leerlinge sal volg en dat jy sal opstaan vir die koninkryk van God om die werk van God te doen soos wat daar aanvanklik vir ons almal gesê is. Van die begin af, om uit te gaan en om siele te wen, om disippels te maak van alle nasies. Hou op jou ore uitleen vir dominees en pastore wat nie in die anointing loop nie. Mense, wees geblessed en wees geseënd.